Baie welkom. Nou, jy's al omtrent jou hele lewe lank in die opleidingssektor of in die opleidingsbedryf. Dink jy 'n tersiêre kwalifikasie is die enigste manier vir my om 'n suksesvolle loopbaan te hê? Baie dankie, dit was baie lekker om hier te wees. Om jou vraag te antwoord, glad nie. Ek dink 'n universiteitskwalifikasie of enige tersiêre kwalifikasie gaan altyd baie waardevol wees, maar ons sien ook dat dit definitief nie die enigste pad is na sukses nie. Ja. Ons sien dat werknemers deesdae in die werksplek baie graag mense soek wat spesifiek goed kan doen, wat vaardighede het soos hulle kan veranderingsbestuur hanteer, hulle kan selfs veranderings fiks, hulle kan analities dink ensovoorts. So daar is wêreldwyd 'n baie groot praktiese vaardigheidsontwikkelings, ons kan maar sê ontploffing, waar daar geweldige groei is. So ons by B4I Academy is definitief ook van mening dat sukses word nie bepaal deur wat op 'n sertifikaat geskryf is nie, maar wat kan jy in die werksplek spesifiek elke dag bydra? Kom ons praat oor die manier van leer. As jy my gevra het, was dit 'n handboek en dis eintlik hoe jy geleer het. Ek seker oor die laaste 20 jaar is die manier wat ons leer ook heeltemal anders. Ja, maar ek dink hierdie aksie op 'n selfoon is wêreldwyd die aksie wat seker die meeste uitgevoer word. So dit wys net vir ons dat ons leef in 'n wêreld waarin kennis nie skaars is nie, maar aandag skaars is. Jong mense kan enige tyd, enige oomblik 'n baie moeilike feite onmiddellik op hulle selfoon opsoek. So opleiding kan nie meer dieselfde lyk nie. En daarvoor moet leerinhoud spesifiek korter, meer prakties en onmiddellik toepasbaar ontwikkel word. Ja. Kom ons praat oor kritiese denke. Ek dink dit is, as ek met baie van my vriende praat, so hulle eintlik die tekort aan vaardighede is om krities oor iets te dink. Ek dink nie dit is waarna ons ook beweeg nie. En hoe leer mens so iets vir iemand aan? Ja, dit is definitief, dit is baie belangrik vir jou om met inhoud om te gaan en nie net eenvoudig daarna te kyk en dit aanvaar vir wat dit is nie, maar om self dieper daaroor na te dink. So dit word verweef in leerinhoud, nie spesifiek as 'n vak nie, maar ja, dit word verweef van alle kennis wat 'n mens op. En dis wanneer mens terugkom na of kunsmatige intelligensie. Dis nou vir my baie maklik. Ek kry 'n vraag, ek kry 'n vraag, ek soek eintlik die antwoord en kunsmatige intelligensie gee dit eintlik vir my. Is dit nie eintlik 'n bedreiging tot die manier hoe om te leer? Ja, definitief. Ek dink dis die groot dilemma tans in opleiding omgewing, spesifiek op tersiêre vlak. Ja. Hoe waarborg ons dat daai antwoord wat 'n leerder vir ons gee, dat dit bewys dat daar kennisoordrag plaasgevind het en dat die leerder daai inhoud onder beheer het, onder die knie het. En ja, ek dink dit sou baie kortsigtig wees om te dink dat mense dit uit opleidingsomgewing moet uitskuif en dat mense dit selfs moet verbied, wat by baie plekke gebeur. By ons, by B4I Academy, sien ons dit is 'n absolute uitdaging. Ja. Dis vir ons baie lekker, om dink KAI is definitief deel van, dit gaan nie weggaan nie. Dit gaan deel wees van alle toekomstige beroepe. Jy gaan 'n toekomstige werksplek gaan nie vir jou vra, het jy KI gebruik nie. Ja. Hy gaan vir jou vra, kan jy goeie vrae vra? Kan jy krities denk? Kan jy daai wysheid van jou antwoorde, kan jy dit met wysheid omsit? Natuurlik. As daar enige besigheidseienaars of menslike hulpbronbestuurders sal buite sit, hoe kan B4I hulle help om hulle staf beter voor te berei vir die toekoms? Ja, om vinnig op te som, ons leef in 'n wêreld wat geweldig verander. Die pas is ongelooflik, so organisasies kan nie stil sit nie. Ons sluit graag vennootskappe met besighede en dan probeer ons om vir hulle mense die regte vaardighede te gee om hulle voor te berei vir 'n wêreld van die toekomstige wêreld. So ons glo dat die Here het in elke mens 'n stel vaardighede geplaas en ons besigheid is om dit te ontgin. En dit is vir ons baie lekker. So as daar besighede daar buite is wat graag met ons wil gesels, om ons nooi hulle, kontak ons tree in gesprek en ons gaan sit graag rondom 'n tafel om te kyk, hoe kan ons jou besigheid en jou mense help groei? Werner, so lekker om met besigheid te gesels wat eintlik al 2 stappe vooruit dink. Baie dankie hoor.